Ons lees in Johannes 7 vers 37 tot 39 hoe dat die Here Jesus op die laaste dag, die groot dag van die fees, uitgeroep het: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom sou kom, sou die Heilige Gees ontvang. Nou elke dag, tydens hierdie fees, die sogenaamde hittefees, het 'n priester 'n kruik water by die bad van Siloam gaan volmaak. En dan het 'n skare agter hom aangestap. Hulle het in 'n prosesie deur die waterpoort gedra en na die tempel toegebring. Die mense het dan Jesaja 12 vers 3 hardop uitgeroep, daardie woorde wat sê, met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Hulle het ook Psalm 113 tot 118 gesing. En dan het die priester die water op die altaar gegooi as 'n offer aan die Here. Nou op die laaste dag, die groot dag van die fees, het hulle 7 keer om die altaar geloop, voor hulle die water uitgegooi het. Nou dink vir 'n oomblik, wat het die uitgooi van water te make met redding? En dis, as Jesus hulle hierdie dinge sien doen, op daardie oomblik dat hulle die water uitgooi, dan roep hy hierdie wonderlike woorde het: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Weet jy, Psalm 118, vers 21 tot 23 is deel van dit wat die mense gesing het daar by die altaar, as hulle die water uitgegooi het. Daar staan: Ek wil U loof, omdat U my gebed verhoor en my gered het. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen, en is 'n wonder in ons oë. Weet jy, dis verstommend dat die Here Jesus alles vir ons klaar gedoen het. En nou, al wat nou gebeur, ons wag vir sy wederkoms. 'n bekende skrywer vertel hoe hy een keer in die suide van Frankryk met vakansie was. Hy het 'n baie besonderse seiljag in die hawe gesien. Hierdie seiljag was so groot dat dit die bemanning van 24 gehad het. Hy het die voorreg gehad om die kaptein te kon ontmoet en hy het hom uitgevra oor hierdie seiljag. Hy het vir hom gesê dat die bemanning die seiljag elke dag op die oop see uitneem, net om seker te maak dat al die veiligheidsprosedures in plek is. Elke dag word die seiljag op 'n baie presiese manier skoongemaak. Die voorrade word aangevul. Hulle is letterlik elke dag gereed om uit te vaar. Maar het hy bygevoeg: Ons het die afgelope 3 jaar nog glad nie die eienaar gesien of van hom gehoor nie. Maar ons is gereed, ons is op standby om te kan gaan as hy kom. En ek weet hy gaan binnekort kom. Nou, dit laat jou besef, dis hoe ons moet leef. Jesus het daardie water vir ons uitgegiet. Hy het alles klaar gedoen. Ons weet, hy kom ons binnekort haal. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U weer kom. Dankie vir die redding wat vir ons gratis verdien is. Geef ons die genade om vir U te verwag vandag. In U naam. Amen.